Dis eintlik so voorreg om 'n Sondag by die huis van die Here te wees saam met die kinders van die Here. Want so baie keer kan iemand dalk hier sit vandag en volgende week nie weer die geleentheid hê om hier te sit nie. So ons is vanmôre dankbaar dat ons weer saam met mekaar die Here kan aanbid. Nou, ek praat met u vanmôre oor groter as en veel meer. Groter as en veel meer. En ek staan vir 'n oomblik stil by laasweek se woord. Hierdie is die 4de woord van 4 boodskappe wat 'n opbou het wat in dieselfde rigting gaan wat ons kinders van die Here wil voorberei om te lewe met die volheid van God. Die kerk van die Here het, jammer om dit te sê, ons het swakkelinge geword. Ons het toegelaat dat die wêreld aan ons neuse rondlei en ons het nie die gesag wat deur ons God, Vader en Seun en Jesus Christus aan ons gegee is, leef ons nie meer nie. En dis waaroor hierdie 4 boodskappe gegaan het. Die een was, die vorige week was die oop hemel, die vorige week was 'n ritme met God, en die week voor dit was 'n God ontmoeting, en vanmôre is dit groter as en veel meer. Die 4 boodskappe kan u lewe verander, as u dit gaan luister, nê? So ek wil u 'n beroep op u doen, gaan luister ook na die ander. 'n Oop hemel die vorige weke en 'n ritme met God en God ontmoeting en groter as. 'n Oop hemel is reeds tot ons beskikking met Jesus op die kruisiging, toe hy gesterf het op die kruis van Golgotha, het die voorhangsel geskeur en het vir ons almal wat hom aanneem as saligmaker, het hy 'n oop hemel gegee. Ek en u het die voorreg, en dis woord wat ek vir u gee vanmôre, om in te stap in die troon van genade en weer uit te stap en gaan doen wat in die troon van genade ontvang is. U het autoriteit, sê vir die een daar langs jou, u het autoriteit. Nie omdat u goed is nie, maar omdat die hemel u aangeneem het deur die Seun Jesus Christus. Is u by my? Wat 'n wonderlike voorreg is dit, dat die Here ons aangeneem het. God die Vader was so lief vir ons dat hy sy Seun gestuur het om te sterf op die kruis van Golgotha. Toe hy sterf en sy asem uitblaas, skeur die voorhangsel van die tempel in 2 van bo tot onder. 'n Mens kon dit nie doen nie. God skeur oop, sodat ek en u kan instap in die troon van genade. Is dit nie wonderlik nie? Sê dankie Here. U is so groot, Here. En nou broer en suster, wanneer u die genadewerk van die Here beleef het en as kind van die Here begin leef, dan moet u nie die vyand toelaat om weer die oop hemel vir u donker te maak nie. Hoor nou mooi wat ek hier sê. Jy het krag van die Heilige Gees ontvang om 'n geopende hemel te behou, maar as jy sonde en ongeregtigheid toelaat in jou lewe, kan die hemel toemaak. Nee, die woord sê, jy kan 'n muur opbou tussen jou en jou God. Nee, so dit is net jy wat die hemel kan toemaak. Die Here wil die hemel heeltyd oop hê. OK, daar's laasweek se boodskap. Vanoggend groter as en veel meer. Romeine 5 vers 17, eerste in die ou vertaling. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, wie's daardie ene? Daar sê, iemand het reg daar, kan ek nou gou die gemeente saam laat hoor, wie was daardie een mens wat die dood in die wêreld ingekom het? Adam, is dit reg so? Goed, die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een, veel meer, sê saam met my, veel meer, sal hulle wat die oorvloed van die genade, dis die oorvloed van die genadewerk van God die Vader, nee, en van die gawe van die geregtigheid, hulle wat die oorvloed van die genade, en van die gawe van die geregtigheid ontvang het, in die lewe heers, deur die een, Jesus Christus. So, wat sê hy vir ons? Ons het autoriteit om in hierdie wêreld, baie mense dink dis vir die hemel, dis vir hierdie wêreld. Het u die autoriteit ontvang as jy 'n kind van God geword het om te heers namens Jesus Christus op aarde? En jy gaan net 'n woord sien wat dit ook bepaal. OK, kom ons lees net gou in die Amplified. For if because of one man's trespass, lapse, offense, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace. Say much more.
unmerited favor and the free gift of righteousness. Wie is geregverdig? Halleluja. Hallelujah. Putting them into right standing with himself. Reign as kings in life through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. Wie wil regeer? Hallelujah. Huh? Dis tyd dat ons begin om te regeer in hierdie wêreld, broers en susters. Dis tyd dat ons opneem wat die Here vir ons gesê het ons kan doen. Loof die naam van die Here. As jy bekragtig is deur God in sy seun Jesus Christus, kan jy enige iets wat die wêreld na jou gooi, hanteer met autoriteit. Wie laat die wêreld baie keer vir julle goed gooi, laat julle daar onder in die stof lê? Ja? Laat ons maar eerlik wees, nê? Huh? Maar jy hoef nie, sê ek hoef nie. Die Here gee vir my volle autoriteit om alles wat die wêreld na my te gooi te hanteer. En ek is nie net vir genade gered vir die hemel nie, maar ek is gered, broer en suster, om te heers as konings. Dis nie ek wat dit sê nie, dis die woord. God onderskei jou van die wêreld, as ook van Christene wat 'n loop en val bestaan lewe. God onderskei die kind van die Here van, daar's soveel Christene, daar's seker, ek weet nie of meer as 1 biljoen of 2 biljoen of ek weet nie hoeveel Christene daar is nie, maar 99% van hulle het geen autoriteit nie, want hulle het nog nie by Jesus Christus uitgekom nie. Hulle is miskien aangeneem, hulle is miskien voorgestel. Die kerk kan u nie red nie, broer en suster. Dis die genadewerk van Jesus Christus wat u red. Jou gesag kom van die hoogste bron. 'n broer sê vir my hierdie week, hy sê vir my, pastoor, weet jy, dit is ons aanvaar Jesus en hoor nou mooi, ek doen dit ook, want ek het 'n verhouding met die Here Jesus wat heerlik is as 'n vriend. Wie het nog so 'n verhouding met die Here? Ja, ek glo daar's mense wat Jesus, hy is u vriend, maar bo dit alles, wil ek vir u vanmôre sê, he is God Almighty. Hy is God almagtig. So jy kan nie met hom woer speel of met hom speletjies speel nie. Hy gee jou gesag en is baie lief vir jou dat jy op sy skoot kan sit wanneer jy in verhouding met hom is. But he's still God Almighty. Halleluja. In die Ou Testament, en julle hoef nie dit is op te gooi nie, in Daniël 6, jy kan dit gaan lees, Daniël 6 vers 3, is 'n man wat onderskei word van die res en sy naam is Daniël. Hoor nou gou mooi wat sê die woord oor hom. Die woord sê, then this Daniel was distinguished above presidents, en dan sê hy nog goed, etc. Because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Daai tyd was daai koningskap van Daniël, daai koningskap wat geheers is amper die hele aarde se koningskap gewees. En hy wil Daniël aanstel because he's got an excellent spirit. En die gees van die Here het nog nie uitgestort daardie tyd nie. Die gees van God natuurlik, want die gees van die Here het gesweef oor die waters toe die skepping plaasgevind het. So God se gees was reeds daar, maar Daniël het nog nie Jesus Christus ervaar nie. But he still loves God. Is dit mooi? Halleluja. So in hierdie tyd het Jesus nog nie gesterf en opgestaan nie. Daar was nog nie kans vir wedergeboorte nie. En ek glo, dis my siening, dat wanneer toe Jesus gesterf het en hy het ingegaan in die graf, het hy almal 'n kans gegee ook vir Daniël om tot wedergeboorte te kom. Okay, dis nou my siening, hoor. So ek glo dat almal wat in die Ou Testament is, het 'n kans gekry om tot wedergeboorte te kom. Want niemand kan die hemel binne gaan sonder wedergeboorte nie. Niemand kan God sien nie, behalwe deur Jesus Christus, die enigste weg, die waarheid en die lewe. Amen? Okay, goed, sê kom ons gaan aan. Maar Daniël, deur 'n koneksie met God, het alreeds 'n excellent spirit gehad. So hoeveel te meer, sê bietjie, hoeveel te meer? Ek. Nie omdat ek beter as Daniël in my persoon mens is nie, maar omdat ek Jesus Christus in my lewe het, soveel meer ek. Halleluja, loof die naam van die Here. As ons genade van Romeine 5 vers 17 vind,
sal ons weet dat alle dinge moontlik is vir God. Wanneer jy die genade ontvang van jou wedergeboorte, jy's gered deur genade en die Here gee jou hierdie gesag om ook te regeer as konings, seuns en dogters, dan sal jy ook presies weet waar jy staan met die Heilige Gees. Wees lief vir die Heilige Gees. Halleluja. Ek kan nie die troon van genade instap sonder die Heilige Gees nie. Maar waar bly die Heilige Gees? Binne in my. By wedergeboorte kom bly die Heilige Gees binne in my. Halleluja. Loof sy naam. Daar's 'n ou koortjie en nou ek wil vir julle sê. Ek wil vir u 'n stelling maak vanmôre. Niks is onmoontlik by die Here nie. Daar's 'n ou koortjie wat sê nothing is impossible when you put your trust in God. Die probleem in die mens is ons sit ons trust in mense en onsself en ander dinge. Is dit waar? But nothing is impossible when you put your trust in God Almighty. Halleluja. Jesus, julle moet net so 'n bietjie. Is ek te opgewonde of wat? Markus 9 vers 23 sê alle dinge is moontlik vir hulle wat God liefhet en wat in God glo. Daniël 1 vers 19 sê iets. Hy sê Daniël en sy 3 vriende het alle geleerdes in die koninkryk. Hoor nou gou mooi hierso. Dis ou verbond nog, né? Sê saam met my ou verbond. In ou verbond het Daniël en sy 3 vriende al die ministers, al die geleerdes, al die mense in die regering 10 maal oortref. Die woord sê so. OK. Nou wil ek nou gou 'n bietjie iets sê. Wat van jou? Hoekom begin jy nie in die krag van God se genadewerk, van God se grootheid begin optree nie? En dan hoef jy nie te sê 10 maal meer nie, dan kan jy sê 100 maal meer, 1000 maal meer, want God is nie beperk nie. Jy kan nie God in 'n blikkie druk nie. Is hier. Halleluja. Halleluja. Weet jy nie, dit is so maklik om die woord van die Here te bedien, wanneer jy ervaar hoe groot hierdie God van jou is. Halleluja. Halleluja, halleluja. Dankie Here, dat ons nie meer ou verbond is nie. Sê saam met my, dankie dat die ou verbond verby is. Dankie dat daar 'n nuwe verbond gekom het. Dankie dat my redding deur Jesus Christus gekom het. Dankie dat ek veel groter en veel meer is. As jy dit nie wil vat nie, ek vat dit. Lukas 7 vers 28, kom ons lees net gou daar. Want ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie. Was die nuwe verbond al daar toe Johannes die Doper? Nee. OK. So hy sê, daar was nie een wat groter as Johannes die Doper was nie. Maar die kleinste, sê die kleinste. Sê ek. Sê ek. In die koninkryk van God is groter as hy. Deur myself? Nee. Deur die Seun Jesus Christus, wat die nuwe verbond geword het, wat gesterf het op die kruis van Golgotha, maar wat opgestaan het en leef tot in alle ewigheid, wat opgevaar het na die hemel en weer sal terugkom, soos wat hy gesê het. Prys sy naam. Halleluja. Groot is U. God se kinders se vermoëns is onbeperk. Halleluja. Lees gou saam met my Efesiërs 2 vers 4 tot 6. Maar God, as U enige iets wil praat en sê, en miskien in 'n toestand inval waar U op 'n slegte plek is, dan moet U eers altyd sê, maar God. Want wanneer jou situasie op die slegste is, dan tree maar God in. En hy keer jou omstandighede om, en hy maak jou meer as oorwinnaar. Maar God wat ryk is, sê my God is ryk. Nie net in 'n ryk, ag man, ek praat nie eens van geld nie, dis die minste van dit alles. In barmhartigheid het hy ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het. Ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak. Halleluja. Wie is wedergebore?
Is u lewend gemaak? Lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. Genoeg, duiwel. Genoeg is genoeg. Ek het die autoriteit van 'n lewende, almagtige God. Genoeg het jy gesteel van my. Jy moet begin autoriteit neem. Halleluja. Loof die naam van die Here. Hoorie, ek lees mos nog, nee. Ja, daar sê. En, okay, so... okay. En nou, hy het ons nou lewend gemaak, en wat het hy nou met ons gedoen, hè? Wat doen hy vanmôre met hierdie mense wat uit hierdie water uitkom? En saam opgewek. En saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Huh? But God, so rich is He in His mercy, because of and in order to satisfy the great and wonderful and intense love in which He loved us. Die Here is so intens lief vir jou. Oh, ek is bederf. Ek is 'n wit broodjie. Even when we were dead, even when I had sinned and were dead in the sin, slain by our own shortcomings and trespasses, He made us alive. Together in fellowship and in union with Christ. He gave us the very life of Christ Himself. The same new life with which He quickened Him, for it is by grace, His favor and mercy, which you did not deserve, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation. Deelgenote, ek deel in the salvation of Jesus Christ. Is ek klaar? Daar's nog een. Nog net die een, okay. And He raised us up together with Him and made us sit down together, giving us joint seating with Him in the heavenly sphere by virtue of our being in Christ Jesus, the Messiah, the Holy One. Ek het vir u gesê vanmôre, jy kan instap in die troon van genade nie omdat jy goed is nie, maar ek kan instap en sê, ek kom sit hier by u Vader, omdat Jesus Christus my vrygemaak het. En omdat hy my vrygemaak het, is ek waarlik vry. Oh, grace! Oh, grace! Oom Willem, grace, genade het vir jou ingekom. Oom Willem, halleluja, ek is saam met Jesus opgewek. Prys die naam van die Here. Ek begin so vinniger, ek begin so inkom in die vliegtuig. Is dit reg so? Is dit reg so? Ok, ek wil net nie 'n noodlanding doen nie. Oh, roep uit 100 keer meer. Roep uit 1000 maal meer. Meer liefde, meer geduld, meer dissipline, meer goedheid, meer getrouheid, meer vrygewigheid, meer omgee, meer compassion, halleluja, meer wysheid, meer hemelse rykdomme, 1000 maal meer, nie die 10 maal meer nie, 1000 maal meer, duisende male meer, halleluja. Halleluja. Matteus 5 vers 13 en 14 sê, julle is die sout van die aarde. Weet jy wat doen sout? Weet jy wat doen sout? Ek gaan net, dis 'n preek op sy eie. Sout maak dat jou vleis nie vrot word nie. Sout, as jy 'n kind van die Here is, moet jy sout in mense insmeer, dat die wêreld se vuilheid hulle nie vrot maak nie. Jy moet die lig van die wêreld wees. Hy sê, jy's die sout, maar jy's ook die lig. Stap jy rond en mense sê, wow, wat het daai mens? Huh? Want as ons dit nie doen nie, kan ons nie sê ons lewe in die nuwe verbond nie. Filippense 4 vers 19, hoor hoe mooi sê hy. Ek dink nie, ek het hom vir julle gegee nie. Dis myne.
And my God, say my God, will supply, will fill to the full your every need according to your own riches, His riches in glory in Christ Jesus. Wow! Ek is ryk. Dit maak nie saak of ek nie 'n sent het vanmôre nie. Ek is ryk met hemelse rykdomme. Halleluja. En hy sê, as jy dit doen en jy leef in hierdie rykdomme van die hemelse rykdomme, dan sal ek in elk geval vir jou daai mammon ook mag gee. Jy wil man. Laat julle lig so skyn voor die mense, sê saam my, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Wat doen ek wanneer ek goeie dinge doen? Wat doen ek wanneer ek iemand help? Wat doen ek wanneer ek my hande op iemand se lewe lê? Ek verheerlik my God. Ek word nie verheerlik. O, dis dan maar 'n oulike pastoor daai nie. Nee, dis 'n wonderbare God wie hy aanbid. Kerk van die Here word wakker. Dis amper klaar. Halleluja, halleluja. Ek wil gou vir u iets sê. Dit maak nie saak of daar resessies of depressies of wêreldse stelsels is nie. My God sal altyd vir my sorg. In die wonder, in die swaarste tye wat ons beleef het in ons ekonomie, het ek die wonderlikste tye beleef met my God. My God is alive. Sê eens op die laaste bladjie. Ek wil gou hê jy moet 'n prentjie sien. Jy weet ek is 'n prentjie pastoor, nê? Julle weet ek is 'n prentjie pastoor, nê? OK. Daar's nou niks water nie. Eintlik het julle nou alweer vergeet daarvan, nê? Julle onthou daar was 'n tyd wat ons met ons emmertjies onder die stort gestaan en stort het, nê? Weet julle dit? Onthou julle dit nog? Onthou julle dit nog? Toe kon julle lekker julle kniegies deurkruip, nê? Toe het julle lekker gebid vir die een wat water voorsien. Maar ek wil hê julle moet gou sien. Dis weer droog. Dis verskriklik droog. Daar is niks water nie. Maar jy en jou gesin bly in 'n huis waar daar 'n Hengse kanaal verbyloop wat vol water loop. Maar jou huis is daar dors. Nou kan jy dit aanvaar. Sê nee, ek is dors. O pastoor, ek kry nie eens 'n bietjie water om te drink nie. So is die hemel. Daar's 'n stroom van lewe wat uit die hemel vloei, nê. En jy kan met die genade van die Here, omdat jy gered is, kan jy sê, Here, draai daai stroom na my toe. Here, ek ontvang u water. Jy kan daai kanaal, nê. Kyk, 'n broer en suster, laat ek jou nou sê, ek gaan nie laat my familie van dors doodgaan nie. Ek gaan 'n pypie daar aan lê. So 'n lekker 114, wat is dit, 115 pypie, nê. Gaan ek vat en ek gaan hom daar in daai kanaal indruk en ek gaan water rearrange na my toe. Sien jy dit? Sien jy dit? Sien jy dit? Die Here sê vanmôre, jy hoef nie eens te rearrange nie. Ek stort dit sommer alles op jou uit. Laaste teks en dan sluit ek af. Hier kom ek in. Romeine 5 vers 2 in die Amplified. Kom ons lees gou. Through him, lees saam met my. Through him also we have our access. Entrance, introduction by faith into this grace, the state of God's favor in which we firmly and safely stand. And let us rejoice and exult in our hope of experiencing and enjoying the glory
of God. Sê access. Sê toegang. Staan saam met my op vanmôre. Toegang, 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 toegang. Die groot werk wat God gedoen het op die kruis, het vir jou gemaak toegang. Sê toegang. Sê toegang, sê access, halleluja, ek het toegang tot die almagtige God, deur sy Seun Jesus Christus, wat my die krag gegee het, halleluja, wat my tot redding gebring het. Vanmôre gaan daar mense gedoop word, ek is so opgewonde oor julle, ek is so opgewonde vanmôre, because there's access, daar's toegang vir julle, tot die hemelse rykdomme van God. Loof sy naam. Kom ons steek ons hande op, dan bid ons saam. Here, ek bid vanmôre, as daar iemand is, wat dit nie het nie, dat hulle vanmôre weet, dis net 'n woord ver. Dis 'n roep. Dis 'n roep, dis 'n roep. Dis 'n roep na Almighty God. En sê, Here, ek kan nie meer so aangaan nie. My lewe, miskien het U ander seëninge, maar my lewe soek na God se rykdomme. God se geluk, God se oorwinning. Ek wil ingeënt wees in Jesus Christus. Ek wil saam met hom begrawe word. Ek wil saam met hom opstaan, 'n nuwe skepsel in Jesus Christus.